Ek is verskriklik opgewonde om vanoggend die woord aan die voor te hou. Dis 'n woord wat al vir 2 weke my in die aande wakker hou oor hoe om dit oor te dra aan u, dat dit verstaanbaar sal wees en dat dit 'n verskil in die lewe kan maak. Die tema van vanoggend se woord is heel eenvoudig. Jesus in my. Maar net voor ek begin wil ek net bevestig wat Paulus gesê het. Paulus sê die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk, volkome toegerus. So die hele skrif is deur God ingegee. Die grootste gedeelte van die Bybel gaan oor die volk van Israel. Moses was die persoon wie God gekies het om die wet na die mens toe te bring. Jesus, wie geen sonde gehad het nie een keer die wet oortree nie. Jesus het die wet volmaak onderhou. Die wet het eintlik geen houvas op Jesus gehad nie. Toe Jesus onskuldig onder die wet sterf, toe oorwin hy die wet daardeur. Toe Jesus sê dit is volbring, is Jesus se lyding as 'n mens en die kruisiging verby. Toe Jesus sê dit is volbring, is die wet ook volbring in die dood van Jesus. Die wet word voltooi, die wet word volmaak oorwin, die krag van die wet word weggeneem. Jesus was onskuldig en die wet het gesê hy moet sterf. Daardeur oorwin hy die wet. So jy sal sien dat van Genesis tot op die kruisiging is die grootste meerderheid van die woord, die geskiedenis van Israel en die onderhouding van die wet. Hierso in Matteus, Markus, Lukas, Johannes gaan oor die koninkryk, die aankondiging van die koninkryk wat kom. Selfs die laaste boek in die Bybel, die boek Openbaring, handel meeste oor die toekoms van die Jode. Want die kerk is weggeraak. Na Jesus se opstanding en sy terugkeer hemel toe, vind ons 'n nuwe boodskapper. En dit is Paulus, met 'n nuwe boodskap. En dit is die boodskap van Christus in ons. Paul was the meanest persecutor of Christians. When he met Jesus, his life changed radically. Op die pad na Damaskus ontmoet Paulus die opgestane Here Jesus. Paulus word geroep vir die bediening. Nadat hy sy sig teruggekry het, is hy vir 3 jaar in Arabië waar hy sy kennis van die evangelie en sy verhouding met die Here verdiep het. Paulus het getuig dat hy nie sy boodskap, Paulus het getuig dat hy nie sy boodskap van die ander apostels ontvang het nie, maar deur 'n direkte openbaring van Jesus. Paul gave his life to serve Jesus. Paul would never deviate from any truth that Jesus had given him. Dit was 3 jaar na sy bekering dat Paulus eers van die ander apostels ontmoet. 3 jaar. Paulus het saam met Petrus en Jakobus vir 15 dae ontmoet en die boodskap van die evangelie met mekaar vergelyk en dit bevestig. Mag ek net herhaal? Die eerste boodskap van wat Moses verkondig het was wat mens moes doen om Vader se guns te kry, om wette te onderhou.
Die nuwe boodskap van Paulus is slegs afhanklik van die offer van Jesus op die kruis van Golgotha. Die nuwe boodskap wat Paulus bring is Christus wat in die gelowige woon. Christene is kinders van God, wie deur hulle geloof in Jesus wedergebore is. Met Christus in ons word ons die direkte nageslag van Abba Vader. Met Christus in ons word ons die kinders van God genoem. A Christ life has been born into us. 'n Christus lewe is in ons ingebore. Wedergeboorte is nie net om hemel toe te gaan nie. Nee, wedergeboorte is die Christus lewe wat nou in ons gebore word deur geloof. Eers as ons hierdie waarheid verstaan, my boetie en sussie, verstaan ons waarom ons kinders van Vader genoem kan word. Ons is slegs kinders omdat Jesus in ons ingebore is. Hierdie waarheid moet insink. Dit kan nie net popkennis wees nie. As ek die vraag sou vra, waarom is jy 'n kind van God? Moet jy antwoord, dit is omdat Jesus in ons harte ingenooi het en Jesus is in my ingebore. This knowledge needs to be revealed through the Holy Spirit. Dit is slegs die skrywe van Paulus wat ons leer van die Christus in ons. Hierdie tipe lewe wat ons nou leef. Jesus in ons kom deur wedergeboorte. Na wedergeboorte natuurlik is die doopwater 'n teken van wedergeboorte in die geestesdimensie en in die fisiese dimensie. Die ou mens word simbolies begrawe en die nuwe mens wat uit die water opstaan is slegs 'n teken van die bekering wat plaasgevind het. The only life that Father accepts is the Christ life in the believer. As die gelowige op enige iets anders kan vertrou, soos werke of tradisies, is sy verhouding met Vader, beteken dit dat Jesus verniet gesterf het. En ek herhaal, as die gelowige op enige iets anders kan vertrou, op ander woorde, op sy werke kan vertrou, of op tradisies kan vertrou, is sy verhouding met Vader, beteken dit dat Jesus verniet gesterf het. Dit is slegs deur Jesus wie in ons woon, dat ons aanvaar word deur Vader. Geen wet, geen offer, geen werke kan ons aanvaarbaar maak vir Vader nie. Slegs die inwonende Jesus wie in ons wedergebore is. My broers en susters, dit is baie belangrik om dit te verstaan. If the believer can depend on anything else that he can do to please God, then Jesus died in vain. It is only through Jesus in us that we have peace with Father. Hierdie woorde in Christus word 146 keer deur Paulus gebruik in sy briewe. Sy beklemtoning van die in Christus boodskap beklemtoon dat Christus die kern van ons lewens behoort te wees. Ons is in Christus en Christus is in ons. When Jesus said it is finished, all other methods that God had used in the past was to save mankind was replaced on the cross. By Jesus' sacrifice, it was possible for Father to put Christ
into humans and have the kind of family He always wanted. There is no other way for humans to please Father God. So ons verstaan die drie-eenheid van God. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Ek neem nie graag na Galasiërs 2:20 toe en ek gaan hom in Engels en Afrikaans lees. Galatians 2:20. I have been crucified. I said, oh my good. Okay. Ek lees hom gou eers in Engels. I have been crucified with Christ. I have been crucified with Christ. Dink daaraan. I have been crucified with Christ. In Him I have shared His crucifixion. It is no longer I who live, but Christ, the Messiah, lives in me. And the life I now live in the body, I live by faith in the adherence to and reliance on and complete trust in the Son of God, who loved me and gave Himself up for me. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Hierdie was vir my altyd 'n moeilike ding. Want Jesus het opgevaar en hy sit aan die regterhand van God en hierso is Paulus baie duidelik sê hy, Christus leef in my, dan neem ek net aan, dit is natuurlik dan deur die werking van die Heilige Gees, want die drie van hulle is een. Maar as ons die lees, dan neem ons aan dat Jesus in ons leef deur die werking van die Heilige Gees, wie in ons woon. Dit is ook waar, ja, die Heilige Gees woon in ons, maar dit is nie wat die skrif sê nie. Ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het, en homself vir my oorgegee het. Ons moet versigtig wees, om Heilige Gees met Jesus te ruil. Paulus is duidelik, dat Christus in ons leef. Ons weet dat Jesus nie 'n gees is nie. Hy het 'n liggaam en sy opstanding was dit 'n verheerlikte liggaam. Maar hoe leef Christus nou in ons? Hoe verwerk ons hierdie ding? Hoe werk dit? Nowhere in the scripture does it say that Jesus is the Holy Spirit. Jesus and Father and Holy Spirit are separate. They are the Trinity. They are one. For example, the Holy Spirit baptized Jesus. Ek dink altyd so 'n eenvoudige voorbeeld. Ek dink aan 'n eier. 'n Eier is 'n dop van 'n eier, 'n wit van 'n eier en 'n geel van 'n eier. Dis 3, maar dis 1, dis 'n eier. As jy resep sê, gebruik die wit van die eier om skympies te maak en jy besluit om die doppe te gebruik, gaan dit nie werk nie. As Paulus sê, Jesus is in ons, bedoel hy nie dat die Heilige Gees is in ons nie, hy bedoel Jesus is in ons. Jesus is nie die Heilige Gees nie, al is hulle die drie eenheid, al is die drie een. Die Heilige Gees word deur Jesus gegee. Heilige Gees is nie ons redder nie. Heilige Gees het nie op die kruis gesterf nie. Heilige Gees is nie ons lewe nie. Jesus is ons lewe. Inteendeel, was die koms van die Heilige Gees die laaste boodskap wat Jesus gepredik het.
In Johannes lees ons dat die Heilige Gees sal kom om ons te leer van Jesus. The main mission of the Holy Spirit is to reveal to the believer that Christ lives in him. The Holy Spirit reveals to the sinner that they need a Savior. Yes. 1 Corinthians 2:10 says, maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Kan ons die verskil sien, my broer en sussie, om net te aanvaar dat Jesus lewe in my deur die Heilige Gees? Dit is nie wat die skrif sê nie. Ons het Jesus in ons. Ja, ons het ook die Heilige Gees in ons. Maar hoe werk dit? Die Heilige Gees leer ons van Christus, wie in ons lewe. The believer has no power within himself. He no longer lives, the scripture said. Christ is to live the life of the believer. 2 Korintiërs 4 vers 10 sê, gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam, om sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam openbaar kan word. Nie die lewe van die Heilige Gees nie, die lewe van Christus in ons liggaam geopenbaar kan word. Want altyd, vers 11, want altyd word ons wat lewe, oorgelewer in die dood om Jesus se wil, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike vlees openbaar kan word. Nie die Heilige Gees geopenbaar kan word nie, die lewe van Jesus in ons geopenbaar kan word. Die gelowige se lewe is Christus in hulle. 1 Corinthians 6:17 says, but the person who is united to the Lord becomes one spirit with him. Maar wie die Here aanhang is een gees met hom. Die gelowige se gees en Jesus word een. Paulus leer ons van die drie gedeeltes van 'n mens: siel, gees en liggaam. U ken dit. Die enigste plek waar ons perfek gered word, is in ons geesdimensie deur Jesus wie in ons woon. Galatians 2:20, bly by my. Ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, Christus leef in my, en wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Ons het ons gees oorgegee aan Jesus, met ons bekering, en ons gees leef nie meer nie, maar Jesus leef in ons. Die Vader sien vir Jesus, in ons gees, en ons is perfek voor Vader. Our soul, our thoughts, our heart must be renewed through the Holy Spirit and the Word of God. Ons gees is volmaak wedergebore, maar ons sielsdimensie moet vernuwe word. Ons sielsdimensie, soos jy weet, is ons gedagtes, ons wil, ons emosies, en sal altyd die deel wees wat moet groei en wat moet verander na die beeld van Jesus wie in ons is. Dit is in ons sielsdimensie waar Heilige Gees werk om ons te leer en ons te lei. Ons sielsdimensie is nooit perfek nie, maar altyd onder genade. Ons gees wat verbind is aan Jesus is perfek en kan nie beter gemaak word nie, deur niemand nie. Ons het die Here Christus in ons die oomblik dat ons gered is. Redding is 'n perfekte werk wat op die kruis voltooi is. Mag ek net herhaal. Ons geesdimensie is perfek gered deur Jesus. Ons sielsdimensie, ons gedagtes, ons emosies, ons harte is waar die Heilige Gees woon en werk en ons leer en help verander na die beeld van Jesus wie in ons is. Mag ek dit so probeer verduidelik? In die fisiese riekelm is ek my pa se kind. Sy naam was ook, soos my naam, Petrus Hermanus Horn.
Dit was my pa se naam. In 1959 is ek gebore. Ek is my pa se seun. Ek is my eie persoon, maar tog is daar van my pa wat in my sigbaar is, en ek is deel van hom. Vir die 21 jaar wat ek in die huis was, het my pa my geleer en hy het my gevorm. Ons was in 'n verhouding vir 21 jaar toe ek in die huis was. Ons kan bloedtoetse gaan doen en dit sal bevestig wees, ja, dit is my pa. Sommige van sy eienskappe het ek. Byvoorbeeld, ek kan ook hard werk. My pa kon baie hard werk. Ek onthou eendag kom ek by die plaas aan en daar's my pa het, omdat dit baie sandgrond is vir die wingerde, het hy hoendermis aangery van 'n hoenderplaas af. En die hoendermis kom uit die hokke uit, so dis nat. En ek kom daar, my pa is bo op die lorry met sy gumboots aan besig om nat hoendermis af te laai. Jy kan nie eers naby daai lorry kom nie, so stink dit. Ek sê vir my pa, maar why? Vir 150, whatever, kan ons iemand kry met af te laai? Hy sê, meneer, werk is werk. Werk is werk. Maak nie saak wat jy doen nie. Werk is werk, dis eerbaar. So ek kan ook hard werk. My pa kon vinnig kwaad word. Ek ook. My pa kan ongeduldig raak met iemand wat platneus het. Baie ongeduldig, baie vinnig. Dit was my probleem ook, maar dit was my ou natuur. Die punt wat ek wil maak, is dat as julle na my kyk, kon julle my pa sien. En as ek eerlik is met myself, dit kan goed en sleg wees. Maar as ek na my kinders kyk, kan ek van my en my kinders sien, en ek kan so ver gaan, en ek kan in my kleinkinders sien. Ja, dis oupa. Nou as ek sê Christus is in ons, en ons is in Christus, kan jy die parallel sien. Hy hoef nie fisies by ons te wees nie, maar hy is in ons, want ons is deur hom wedergebore. So kan elkeen van ons in onsself, ons ouers herken. Dit mag goed wees of dit mag sleg wees. Ons ouers is in ons en ons is in ons ouers. 'n parallel, wanneer Paulus sê dat Christus is in hom en hy is in Christus. Maar hier in 1983 rond, ek kan nie presies die datum onthou nie, vra ek vir Jesus in my lewe in, en ek word aangeneem deur hom, as 'n kind van hom, kind van Jesus Christus. Ek nooi hom in my lewe in. Nou het ek 'n nuwe vaderskap. Ek het 'n nuwe pa gekry. Nou is ek sy kind, maar ek is nog 'n baba. Ek is nou net gebore in hierdie verhouding. Ek is sy kind, ek lewe in hom, en sy lewe is in my. Ek het my laat doop, ek het gewys dat die wêreld en aan die bose magte, dat ek is aangeneem, ek het 'n nuwe vader, die ou vader, ek het hom begrawe, ek het 'n nuwe papa, en ek like hom baie. En ek weet, hy sal my nooit weggooi nie, want ek is 'n baba. Ek is sy baba. En Jesus sê, ek is in hom en hy is in my. Al is ons slegs 'n baba, weet die duiwel dit, want hy is geseël, hy is gemerk as 'n kind van God. Jesus stuur Heilige Gees. Hy sê, gaan woon in hom, en leer hom, en versorg hom, en wys vir hom. So ook elke een van ons, my boetie en sussie, wie wedergebore is. Ons het so baie wat ons wil leer van ons nuwe papa. Ons like hom baie. Ons verhouding sal groei soos ons saam met hom leef. Jesus in me and I am in him means a deep spiritual connection where believers live the Jesus life. Mag het so wees.
Mag dit so wees as iemand die sien en sê, ja, ek herken vir Jesus in jou. Pragtig, die appel het nie ver van die boom afgeval nie. Jesus is die wynstok, ons is die lote. Dis vir my so prakties. Ons hele bestaan, die vrug wat ons dra, alles kom van die wynstok af. Ons lewe nie meer vir onsself nie, maar word deur die Heilige Gees gelei om soos Jesus te leef, om ons te verander, dat mense kan sien, ek ken sy pa. Sy pa is ook Jesus. Ons identiteit, ons gedagtes, ons begeertes, ons aksies word verander om op te lyn met hoe Jesus is. Our identity is found in Jesus and our lives brings glory to our Father. We love others as Jesus loves them. We have a life that reflects Jesus in us. The Holy Spirit has come to make Jesus the life and the ministry of the believer. Ek wil begin om af te sluit. In ons geesdimensie is ons perfek gered. In ons sielsdimensie was ons eers babas, maar ons groei in genade. Ons word verander na die beeld van Jesus, wie ons in ons is. Christ is joined to our spirit and we stand perfect before Father, for He sees Christ in us. If in our soul we are growing into the fullness of the Christ who is already in us, and the work is done by the indwelling Holy Spirit. Ons het 'n perfekte verhouding met Vader. Ons is sy nageslagte, ons is sy kinders, omdat Jesus in ons gees wedergebore is. In ons sielsdimensie woon die Heilige Gees en hy lei ons en hy leer ons en hy vernuwe ons gedagtes en ons harte om te wees soos Jesus. To be an offspring of our Heavenly Father is the highest position a believer can ever come to. Nothing on earth can compare with this position. Ons geesmens is nou perfek voor Jesus, wie in ons woon, ons sielsdimensie word dag vir dag vernuwe deur die Heilige Gees en die woord van God. Ons liggame is bestem om verheerlikte liggame te ontvang eendag. Gees, siel en liggaam sal volkome gered wees. Maar vir nou kan die mense na ons kyk en sien, ja, sy papa is ook Jesus. Amen en amen. Kom ons bid saam. Here, dankie. Dankie vir die duidelikheid van die woord, Here. Dankie dat ons uiteindelik kan dieper in sien, dat ja, al is Jesus op die regterhand van Abba Vader, is die beeld van Jesus ook in ons. Oh Holy Spirit, we need your guidance and we need to be taught and we want to reflect the image of Jesus through our lives. But without your guidance, without the word, it is difficult. It's impossible. So Holy Spirit, please have your way in our lives. Bring the born-again Jesus out into our lives. Oh Lord, Here, ons verstaan ook daar's 'n dieper dimensie wat ons ondersoek, wat dit beteken dat Jesus in ons is. Ons weet dat U is die skepper van die heelal, U het geskape deur te spreek. En omdat ons in die beeld is, besef ons ook dat ons woorde het ook skepingskrag. O Here, help ons waar ons ontdek dit wat ons het en dit wat ons is, omdat Jesus ons lewe geword het. Ons weet, Here, daar is soveel meer. Paulus praat daarvan, dat ons nie altyd net oor die basiese beginsels van die kruis moet draai nie, maar dat ons in die dieper dinge van die Here moet beweeg. Vader, ons besef vanoggend dat daar baie is wat vir ons wag om te ontdek en te ervaar met die Christus wie in ons is. O, help ons, ons is opgewonde. Ons is opgewonde oor die journey. Help us to discover, Lord, what it means to have Jesus
dwelling in us. Oh, we thank you and we honor you. We worship your holy name, and I pray it in the name of Jesus. Amen and amen. Amen. Hallelujah.